26026. François. Laat ik hoor. Mijn aanstelling is goedgekeurd, mams. Ik heb niet pas ontvangen. Geluk, mijn zoon. Wanneer vertrek jij? Volgende week, mams. Volgende week. Dat is bij gauw. Het is lang. Hallo. Mams, is daar iets verkeerd? Nee, daar is niks verkeerd. Nee, het is net 3 jaar is baie lang, François. En Amerika is ver. Mams, ik is zo blij. Maar je kan niet zomaar net zo weggaan. Nee, ik regel voor jou een afscheidspartijtje. Nee, natuurlijk. Ons moet toch tot ziens zijn. Goed. Zien je later. Crazy Melody. Vormloos uitbeelding op sy kuns is presies 'n uiting van ons tyd. But then you're so charming, wat? Dan moet ik je die aan doen. Wina, jy lyk pragtig. Sommer 10 jaar jonger. Dankie, Dis Sylvia. 'n heerlike partytjie. Hou jy van my rok? Ja, ek dink dit. Ouderloops, ek moet jou geluk wens met François se aanstelling. Ons is almal so trots op jou seun. Sien daai man wat daar in die hoek staan. Hy is so pas aangestel as regter. Nou, edelagbare. En daar is die vrou professor dokter van Koekemoor. Sien daai man wat daar by François staan. Hy is die nuwe besturende direkteur van die Appelraad. Nou, meneer... Wat is sy naam nou weer? Wena, ek wil je nog geluk wensen. Hallo, professor, hoe gaan dit? Baie wel en met u. Baie goed, dankie. Ek wou nie nog geluk wens. Verskoon toch net als Wanneer vertrek François? Morgen. En hoe lang sy by die ambassade in die Verenigde State wees? Die aanstelling is vir 3 jaar. Dan sal jy maar baie alleen wees. Wena, ek was nog bezig om jou geluk te wens As met jy die... so gaaf sou wees, verskoon my asseblief. Dieselfde asseblief. Ben, jy sal nooit raai nie. Ek is so opgewonde. Volgende week... Daar is daai man. Dikke jong skaar. Wat is sy naam nou weer? Ag, verskoon my net 'n oombliekie. In de huis is handel stiller. Dat is een nieuwe... Almoedig. Sy het dit seker self gemaak. Im Verhältnis 1 zu 16.000 bei allen Elementen. En nou? Is mams zo alleen zit hier? En zo ernstig? Nog wat? Dankie jou. Ik ga mams mishouden. Ja, en ek vir jou. Doe maar, mams. Oor 3 jaar is ik weer terug. Die huis gaan so leeg wees sonder jou. Mams het dan baie vrienden hier. Vriende. Waarvan die meeste maar net kennisse is. Tina is fantasties. En hy gesels so interessant. Het jy hom al ontmoet? Hallo François. Ek is nou terug, hoor. Doe maar, mams. Ik beloof om elke dag te schrijven en dan ga ik zo alleen wees. François, onthou jy nog? Jou vader het altyd gesê, een van die waardevolste dinge vir 'n mens is om soms alleen te wees. Ja. Paul is lief voor die stad.
Ik is trots op jou, Wiesje. Je weet, toen ik nog jonger was ik dikwijls zo bezig dat ik niet tijd gehad heb voor mijzelf. Nou word ik daar zo lang. Marie. Crazy Melody. Vormloos uitbeelding op sy kuns is presies 'n uiting van ons tyd. But then you're so charming, wat? Dan boertjie, he's on TV. Wina, jy lyk pragtig. Sommer 10 jaar jonger. Dankie, Dis 'n Sylvia. heerlike partytjie. Hou jy van my rok? Ja, ik denk het. Ouderloops, ek moet jou geluk wens met François se aanstelling. Ons is almal so trots op jou seun. Sien daai man wat daar in die hoek staan. Hy is so pas aangestel as regter. Nou, edelagbare. En daar is die vrou professor dokter van Koekemoor. Sien daai man wat daar by François staan. Hy is die nuwe besturende direkteur van die Appelraad. Nou, meneer... Wat is sy naam nou weer? Wena, ek wil je nog geluk wensen. Hallo, professor, hoe gaan dit? Baie wel en met u. Baie goed, dankie. Ek wou nie nog geluk wens. Verskoon toch net als Wanneer vertrek François? Morgen. En hoe lang sy by die ambassade in die Verenigde State wees? Die aanstelling is voor 3 jaar. Dan sê jy maar baie alleen wees. Wena, ek was nog bezig om jou geluk te wens As met jy die... so gaaf sou wees, verskoon my asseblief. Dieselfde asseblief. Ben, jy sal nooit raai nie. Ek is so opgewonde. Volgende week... Daar is daai man. Dikke jong skaar. Wat is sy naam nou weer? Ag, verskoon my net 'n oombliekie. In de huis is 100 stille. Dat is een nieuwe... Almoedig. Sy het dit seker self gemaak. Dem Verhältnis 1 zu 16.000 bei allen Elementen. En nou? Is mam zo alleen zit hier? En zo ernstig? Nog wat? Dankie jou. Ik kan mams mis nou. Ja, en ik voor jou. Doe maar mams. Oor 3 jaar is ik weer terug. Die huis gaan zo leeg wees zonder jou. Mam ze dan bij je vrienden hier. Vrienden. Waarvan die meeste maar net kennissen is. Tina is fantasties. En hy gesels so interessant. Het jy hom al ontmoet? Hallo François. Ek is nou terug, hoor. Doe maar mams. Ik beloof om elke dag te schrijven en dan ga ik zo alleen wees. François, onthou je nog? Jouw vader heeft altijd gezegd, een van die waardevolste dingen voor een mens is om soms alleen te wezen. Ja. Papa is lief voor die stad. Ik is trots op jou, Wiesje. Je weet, toen ik nog jonger was ik dikwijls zo bezig dat ik niet tijd gehad heb voor mijzelf. Nou word ik daar zo lang. Marie, Suzanne stuurt altijd voor mij geperste blaren. Dis dan is 'n vriendin in Wendeland nie waar nie. Ja. Maar hoe kan 'n mens so op die uithoek van die aarde leef? Haar man Willem is bantu-commissaris. Oh, dit sal my mal maak. Is te stil vir my. Maar Suzanne is baie gelukkig daar.
Sy hou van die natuur. Sy maak graag tuin. Sy skilder dit. Sy dig selfs. Wonder hoe dit met haar gaan. Ek het lanklaas van haar gehoor. Nou, hoekom gaan vind Tannie nie uit nie? Jy bedoel, ek moet soontoe gaan? Dis 'n idee. Waarom nie? Dan kan ek sommer al my ander kennisse ook gaan opsoek. Ek heb toch niks te doen nie. Reis maak in die verlede. Dis die gees. Waarna toe gaan Tannie eerste? Daar is al my universiteitmaats. Malkop, Claudia in Johannesburg en André. Hy wil altyd 'n wêreldberoemde dirigent word. Goed, dan sal Tannie seker oor see moet gaan. Vat my saam. Goed, ek pak jou my tas. Ek gaan seker vir sy suster moet skryf om te hoor waar hy nou is. Dan sal Tannie seker na Hendrik, hulle se familie ook gaan. Ja, Paula lekker lag. Ek het juist net nou 'n ou brief van haar gekry, waaraan sy my toch weer so hartlik uitnooi om na die Karoo se pragtige sonsondergang te gaan kyk. Toe gaan gou vir my die pos. Ek verwag 'n baie belangrike brief. Nie draaiery nie. Sus kolonel, sê kolonel. Ricky. Ja, kolonel. Ja. Goed, kolonel. Nee! Ja, kolonel. Ja. Ja, kolonel. Ja, kolonel. Ja, kolonel. Reg, kolonel. Tot ziens, kolonel. Maar Ricky, dis 'n verrassing. Ek het net gou kom kos haal. Ek moet gaan. Pa wag vir hierdie brief. Dis glo belangrik. Maar Ricky, môre sê ek jou wys, jy's vir niks so bang vir jou pa. Môre gaan ek en hy so 'n bietjie gesels oor ons twee. En as hy weier? Dan trou ek met jou sonder sy toestemming. Nes ek hierdie dag 'n saak opgelos het, verkas ek terug na die beskawing en ek neem jou saam. Kolonel het net nog geskakel om uit te vind hoe ek vorder. Maar as het ooit moontlik is dat dag aan die Karoo kan groei, sal ek hulle vang. Hulle is dit so 'n uitgestrekte wêreld, ek sal hulle kry. Maar Ricky, die kolonel het my beloof, as ek die spul hier vang, dan word ek aanbeveel vir bevordering. Yes. En dan kry ek die mooiste nooi in die hele Karoo. Mama? Mama weet nou wie kom vandag kuier. Sjoe. Mama, Chris kom vandag. Ek wil net pa kom praat. Mama, ek het Chris so lief. Ons wil trou, mams. My kind, daar gaan moeilikheid kom. Jy weet mos. Pa verkies dat jy met Leon trou. Marietjie, jy sal hom leer lief kry. Jy kan jou alles gee wat jou hart begeer, is een van die rykste boere van die distrik. Maar ma, verstaan ma dan nie? Ek verstaan. Het ma dan nie met pa getrou met julle lief was vir mekaar nie? Die liefde, my kind, vergaan met die jare. Ons het vol ideale op Kliprand begin, jou pa en ek. Maar die jare van sukkel en hierdie val, dorre vlaktes, hy is alles. Selfs die liefde is nie bestand teen die daglikse stryd om te bestaan nie. Jy begin haat. Soos ek hierdie val wêreld en die brakwater haat. Ag, dit is nie so sleg nie, mams. Ek het die wêreld lief. Die valvlaktes en koppies. En as die langer vir so water is hierdie Dan dan sal sal... het te laat wees. Maar wat het pa teen Chris? Niks. Maar Leon wil met jou trou en hy's 'n welgestelde boer. Is dit so belangrik? Kyk, jou vader se skildery hom. Hy slaap skaars. Maar maak het Chris lief. Kind, jy sal jou pa moet help. Ek kan nie. Dis moet. Maar wat beteken geld sonder geluk? Maar glo maar dan nie meer dat geluk, liefde... Ek probeer glo, Marietjie, maar dis... Jou pa bid nie eers meer nie. Nee, mams. Ek het Chris te lief.
Twee Pieter die ou pronkpou. Die pronkpou wat die geld het, my kind. Ek mis Hendrik. Wat help al die jare van zwoeg en zweet. Op die ou end zit jij toch alleen. En ik blij maar bekommerd oor hom. Hij het niet goed gelijk toen hij laatst hier was nie. Zeker my Kaapse dokter. Dis jammer sy studiegeld het opgeraak. En hij het die afgelopen tijd skaars geskryf. Ik hoop toch niet dat is iets verkeerd nie. Ag nee mamma, toe nou, een van die dae is Hendrik weer hier. Mamma sal sien. Ek's nou daar man. Opskip vir die, jy is nie op vakansie nie. Maar daar is dit. Ek gaan jy my kap vat. Nee man. Ek is klaar met die Kaap. Huis toe, plaas toe. My mense verras. Ek het net 'n week. Nie so bang wees nie, man. Die goed lê daaronder. Heb je die brief gekry? Hulle kom die goed woensdag aanhaal. Lyk 'n lekker oesie, nie? Nie so back af, lyk jy, man. As jy my klaar betaal, as jy self lekker geld mag. Ja, kom eens loop. Marieke se pa. Dis Dagga. Hy het dit gekry. Dis die Dagga. Hier op Marieke se plaas. Ja. Dis Dagga. My drinkwater is bijna op. Is dat nog in die tank? Ek sal kyk. Jy glo byna nie. Is het al? Die tank is leeg, vrou. En als dit op is, dan is zelfs mijn drinkwater brak. En de Chris? Heb je al iets gevonden? Nee meneer, nog nie.
En jy wat gesê? Het is belaglik om iemand hiernatoe te stuur om dagga-kwekers te soek. As daar so iets was, het ek hulle dan kan self gevorm, sit maar. Dagga in die Karoo, dagga in hierdie droogte. Vir dagga jy water nodig. En hy gesig, lyk of jy moet jou kos afgevat het. Ek weet. Geen dagga, geen Mariete, geen aanbeveling, geen bevordering. En Marietjie. Jammer, man. Ja, my kind. So dikwels is 'n man se beloftes maar net beloftes. Nee, is niks dan nie. Net 'n skrapie. Ek is vreeslik jammer. Nee, is regtig niks nie. Ons het verdwaal. Ons soek in die Deprese plaas. Nee, is nie die prees hier rond dan nie. Ons sal weer die polisie moet vra, man. Jou vlei sien al. Hoe ver? Dis nou net die af met die tak en dan. As tannie wil kan ek sommer saam ry en tannie van wys. Ek dink dit kan maklik doen. Dit sal baie vriende verskop. Af van jou. Ek is jammer jy. Ek kan nie regtig. Ek hoop tannie kom reg. Dankie. Totsiens. Totsiens. Goeiedag, sergeant. Goeiedag, mevrou, kan ek help? Ek is van Kaapstad af, ek is vreemd hier. Kan u my miskien sê waar is Kliprand, die Deprese plaas was? Maar, Kliprand behoort aan meneer De Plooy. Meneer Kobus De Plooy. Nou, wat het ek nou gesê? Depree. Kan 'n mens so dom wees? Depree. Nou, hoe kom ek daar? Ry deur die dorp en by die varkdraai regs. Omtrent 5 kilometer aan met die plaas op die linkerhand. O, maar dis soos ek nou ingekom het. Dan sal ek dit maklik ry. Dankie, sergeant. Goeiemiddag. Chris, Marietjie. Skat, wat het gebeur? ag ek het net geval. Maar is niks, is net 'n skrapie. Chris, waarom het jy nie gekom nie? Ek wag al 3 dae. Chris, is daar iets verkeerd? Nee, natuurlik nie. Het jy al die dagga gekry? Ja, 6 maande se soek en nou. Chris, ek is so bly. Adjutant offisier, Chris Dievenage. Waar het jy dit gekry? Weet jy nie? Nee, natuurlik nie. Wie regtig nie? Ag nee, Chris, hoe sal ek nou weet? Marietjie. Jy moet vir niemand sê dat ek die dag gekry het nie, hoor. Verstaan, vir niemand nie. Ook nie vir jou pa of jou ma nie. Dis ons geheim. Marietjie, ek voel net bietjie moeg. Kom ons gaan fliek Woensdag aand. Chris, dit sal lekker wees. Marietjie. Marietjie.
jammer. Waar is Marikie? Zij kan je ons helpen. Zij de eind gaan lopen. Loop. Waarheen? Die kant toe. Kobus. Sy het Chris lief. Daar polisman. Wie sê dit nou wees? Die vrou ken ek nie. Goedemiddag. Is u mevrouw de Prooi? Ja. Paula. Goedemiddag. Paula de Prooi. Ja, ze is Paula de Prooi. Is iets verkeerd? Paula lekker lach. Wena. Wena! En dit is zeker Kobus. Kobus wat jou 30 jaar geleden in die Boerland kom halen het. Ai, en was hij verliefd. Ik is zo blij om eindelijk kennis te maken. Maar kom sit hier, Wena, ou maat. Maak je thuis. Ai, ons het elkaar daarom jaren laatst gezien. En hoe gaat het met jouw kinders? Nee, het gaat goed. Van die 4 is het nog net Marieke, die jongste dochter in die huis. En met Hendrik? Nee, gaat goed met hem. Hij werkt hard. Ik verlang. Ja, mijn enigste kind is ook uit die huis uit. Ik zit zonder kind of kraai. Die eenzaamheid is skielik voor mij te veel geworden en hier is ik. Oh, heerlijk is die stilte na die woel van die stad. Ah, die ook een rood daarom. Nu praat jij eens, Marieke. Maar vergeet ik jouw bloemen wat ik voor jou samengebracht heb uit die Boerland. Ik ga het gewoon voor jou halen. Is een verrassing, hè, Kobus? Hoe kom het zich gekomen? Wat wil zij? Maar Kobus, Hendrik het dan een tijdje bij haar gewoond toen hij in die Kaap gestudeerd heeft. Ja, dus tijd ze voor mij, voor ons kom kuier. En die mensen wat ons nou... Het is baie ontijdig. Jullie hebben zeker lang laatst zulke bloemen gezien. Zit al in die water. Ah, Abraham. Nee, verder, Abraham, ik heb het schoon van je dankie. Ik heb voor jullie een lekker Kaapse wijn samengebracht. Ik hoop net van, weet je wat jullie van houden? Dat is een vraag. Maar zei mij, Paula, heb jij al geleerd om hierdie wereldse brakwater te drinken? Nog niet. Maar als het niet gauw reënt niet, zou ik zeker maar moet. Ik onthou nog goed hoe lief jij altijd was voor die koel bergwater van die Boerland. Maar kom eens die zon ondergaan, is het toch zeker tijd voor een drankje? Ja. Kobus? Nou, gezondheid. Gezondheid, Wena. Dat is Marieke. Jouw jongste. Ja. Waar was je, Marikie? Ach, ik was sommer in die veld, pa. Marieke? Is net aan die Wena, dat is ook vriendin van mij. Maar ons het moest aangename kennis. Waar was jij? Niet die andere kan niet driffie, pa. Maak er niet af van die al hier nog in die veld rondloopt nie. Kobus, wat van een beetje wijn van Marieke? Zit Marieke. En Paula? En jij zei het gaan goed met Hendrik. Maar laatst ons gehoord het, ja. Hij werkt hard. Spaart zich geld voor studies. Ja, het is jammer dat hij niet destijds kon klaarmaken. Hij is zo knap. Hallo, ze kon hem niet helpen. Nie. Hij is al bijna een jaar weg. Maar dan moet hij een van die dames met vakantie komen. Als jij weer ziet staan hij hier voor jou. Soms maak ik mij zo bezorgd voor hem. Zo kennen ons jou niet. Oh, als hij met vakantie komt. Oh, dat zou heerlijk wezen, Wena. Nee, kom eens, mijn man. Op onze indruk.
Eindelijk. Hey, ek het nie geweet mami kan so lekker lag nie. Maar dis hoe ons haar altyd geken het. Paula lekker lag. Ja, net. Ek wens dit wil reën, Wena. Dit het jare laas gereën. Ek nie eens meer drinkwater nie. Kaap is ook maar droog. Tuine lyk naar. Jy moet nie kla nie. Hendrik het my alles vertel van jou mooi huis, die tuine, alles daar. Die 4 mure is alles wat ek ken. En die Karoo. 'n Mens se enigste rykdom. Tog maar jou kinders. Ja. Maar jy sukkel daarom nie. Maar jy het vir Kobus. Ons liefde het ook verdor. Die eie laat 'n mens se oë brand. Mami, kyk eens hier. Wena, ek is bly om Tannie hier te sien. En ek kom jou so gesond te sien. Nou is jy lekker as ek. Hulle het niks geleen nie. Wat bly lank weg? Dit is skape. Nou net terug wees. Ja, Dit is leeg gevloog. Wat is seker nou? Wie is dit? Dis 'n vriend van jou pa. Moeder lyk bekend. Ja, kom dikwels hier. Sy naam is Pieter. Pieter, wat soek hy hier? Ken jy hom? Lyk my jy het besoekers. Dis my seun. Nou, Hendrik. toe nou. Dag, pa. Pa lyk moeg. Pa werk seker weer te hard. Hendrik, dis 'n verrassing. Hallo, Henny. Wat soek jy hier? Ek en jou papi doen besigheid. Nee, papi. Ek gaan bel. Oké, my klein Mary. Is dat mooi van Pinky? Bas, zijn dat ze weg zo'n toe. Samen met Bertrand. Hij is weg was. Ja. Baie dankie. Nou, doen. Ja. Weet pa van hierdie goed? Weet pa wat pa doen? Ek kan nie anders nie, Hendrik. Dis skuld.
Daar's baie mense met geld skuld, pa. As 'n mens skuld met hierdie geld betaal, word jou skuld net groter. Hierdie grond daar is ons. Hieruit moet ons volk bestaan. Hieruit moet ons groei of ons gaan onder. Hieruit moet ons vashou. Jy sê dit nou kom ek. Wat bedoel jy nou? Jy was reg, daar is dagga hier. Maar ek gaan die saak hier oplos. Dit was 'n tip. 'n vuurwarm tip. Ek het nie meer die krag nie, Hendrik. Hoe kan pa kosbare water gebruik om hierdie gemors? Ek is moeg van hierdie gesukkel en swaar kry, Hendrik. Kyk hoe lyk jou ma. Hoekom Ek wil vir haar ook ietsie doen. Hoekom bly ons nog hier op Klipraad? Hoekom het my oupa, jou oupa hier gebly? Omdat ons lief is vir hierdie grond. Liefde betaal nie skuld nie, Hendrik. Ek weet pa bars om kop bo water te hou. Maar eendag gaan die damme klaar. Damme, hoe lank nog? Pa, ons werk dag en nag by die dam om lewe te gee aan ons grond. En pa plan die dood. Pa gaan skatryk word. Hierdie dagga besmet nie net die grond nie, maar ook die mense wat daarmee in aanraking kom. Ja, pa bly in hierdie eensaamheid. Pa weet niks van die stadsmense wat in hulle duisende bo, op en by mekaar bly nie. Die ou trop lyk so warm van buite af. Maar hulle is so vrek eensaam. Ek weet pa sukkel, maar almal sukkel. En elkeen probeer op sy eie manier wegkom daarvan af. Party mense gebruik LSD. Ander rook dagga. Vir hulle wat dit rook, is dit die begin van 'n hel, pa. Van 'n stadige dood. En my eie pa help daarvoor. Maar dit gaan ek nie toelaat nie. Hendrik, wat wil jy doen? Marikie, waar is je pa? Ek weet nie, ek is weggekom. Raak meteen sy kant toe. Kom, dis dringend, dis nie tyd vir verspilling. Spring, meisie kind, tot jy daar verduidelik. Ek my grond verkoop om my tyd te betaal. Dit was wonderlik, pa. Sal help nie, Hendrik. Sien pa daai vlamme. Net so brand dit binne 'n verslaafde se liggaam. Net so verteer dit hom van binne. Ek weet waarvan ek praat, pa. Ek was ook verslaaf daaraan. In die begin was ek net nuuskierig om uit te vind hoe dit voel. Later kon ek nie daar sonder klaarkom nie. Dagga was nie meer sterk genoeg nie. Ek het LSD begin neem. Meld, 'n goeie vriend van my, het eendag saamgekom, net om sy meisie wat daar dans weg te kry van die plek. Watch it, chick. Have a blow. Hoekom? Omdat ek wil wegkom van die reuk van skape. Nee! Ek tog is dit wel. Hy het altyd geweier om enige iets te neem.
Toe maak Pieter en sy vriende 'n plan. Cat's got me acid. Passing, sir. Sugar? 5 drinks. Yeah. Sugar, sweet drink. Try more. Meld wat op universiteit altyd uitgeblink het. Hulle wou so graag sien hoe hy hier met 'n sterk dop uitblink. Give us a light, man. Do that, Chica. It's kind of cool. Toe gooi Pieter LSD in sy drankie. Hey, sonny boy. The man's paid the chick a compliment. Drink it. Come on, man. Okay, come on, drink it. Destyds het ek by Tannie Wena gebly omdat ek al my geld vir my droomreise gebruik het. Ek het dit probeer wegsteek, maar Tannie Wena het dit tog later agtergekom. Sy het alles probeer om my daarvan af weg te kry, maar niks het gehelp nie. Ek wou my trips hê. Ek wou wegkruip van die werklikheid, wegkruip van die helder dag. Net droom. Droom. Net droom, tot daardie een aand, pa. Tot daardie een aand toe my vriend Meld 'n slegte trip gehad het. Pas op die vlamme! Die wacht, die Na dit het ek Tannie Wena gesmeek om my na 'n inrigting te stuur. Al daardie vrees en wroging het begin met net een daggapotpa, wat eers net by een sou bly. Meld se pa het 'n hartaanval gekry, toe hy van die nuus van sy seun gehoor het. Meld moet sy studies laat vaar. Sy brein is onherstelbaar deur die LSD beskadig. Dat kon ek gewees het. Of onze Marietjie. Maar ze het nooit lief. En ek ook niet. Indruk. Chris. Ek is verlig om te sien dat hierdie gevaarlike getuienis teen jou pa uitgebrand het. Verlig? Ja. Dankie, Chris. Dankie, Vader. Indruk dit erin, jong. Lieve Here, dank u dat mijn zin voorkomt. Dank u ook voor die reën. Rina, hoor je? Dat reën. Oh, ik is zo jammer dat je morgen al die sterven moet trekken.
Jou besoek het my so baie gevoel. Ek het die afgelope jaar geleer om te lag. Wel amper verleer. Ons het uit mekaar gegroei, Kobus en ek. Hy maak my soms bang. Ek kan dit nie verstaan. Hy het so stil geword. En agterdochtig kan ek help. Nee. Dankie, Vienna. Bly oor hier, vrou. Middag. Kan ek jou oomblikie spreek? Alleen asseblief. Wat jy wil sê, kan jy hier sê. Vir jou familie? Maar jy's braaf. Dankie. In geval jy het nie weet nie. Jou oes ongelukkig afgebrand. En my geld? Die sê jy kry. Dan moet ek my grond verkoop. En nou maak jy dat jy weg. Dag, hè? As jy nie in die Kaap is nie. Spaar jou geld. Mens krijgt het baie keer nodig. Nee, Henny. Ek sal help haar. Eerlike armoede is geen skande nie. Gaan loop in die reën. Paula het min om oor lekker te lag, maar die groot Karoo het haar sterk gemaak. Dit moet die huis wees. Ah, Abram, ons is gelukkig. Hulle verhuur kamers. Ek gaan net gehoor. Ekskuus toch? Het julle nog kamers om te verhuur? Ja, Tannie. Abram, ek bly hier. Sit sommer my tasse hier neer. Ek wil liever nie die motor nou gebruik nie. Neem dit na 'n garage en gaan kuier 'n bietjie by jou mens. Goed, Abram, dan sien ek jou oor 3 dae. Tannie, jy kan nie se motor hier hê. Oh, nee, ek het hom gehuur. Maar Tannie, daar staan dan die taxi op nie. Oh, ja, nou, maar 'n slim dogtertjie soos jy wat so oplettend is, sal dan seker van my kan sê, woon hier meneer Swanepoel. Wel, ek bly hier en my mammy bly hier en my oupa ook. Maar my pappa bly nie meer hier nie. O ja, my oupa se van 'n Swanepoel. Ek is Annetjie Rood. Aangename kennis, Annetjie. Gaan Tannie 'n kamer hier? Ek sal graag wil. Maar Tannie sal daarvoor moet betaal. Natuurlijk. O, mammy sal bly wees, maar Tannie sal moet vooruit betaal. Die ander oom wat hier so was, het sommer net verdwyn sonder om te betaal. Né, Walda? Ja, Tannie. Oh, maar Tannie sal nie so iets doen nie. Tata, ek moet huis toe gaan. Tata, Walda? Maar Tannie sal vir my ook moet betaal. Ek maak die skoene skoon. Oh, en vra jy baie? Wel, gewoonlik vra ek 5 sent 'n paar. Maar vir Tannie sal ek 5 sent 'n skoen moet vra. Ja, ek verstaan. So dit is 10 sent 'n paar. Vooruitbetaalbaar. Dankie Tannie, dankie. Mami, ons het 'n leerder wat sy betaal kontant. Kyk, ek het klaar 10 sent. Ons gaan goeie besigheid maak.
Goeiemôre mevrou. Du Plessis. Du Plessis. Beskoon tog my dogter. Ag nee, wat dit maak nie saak nie. Wat ek graag wil hê is 'n kamer vir 'n paar dae. Ja, dis in orde mevrou, ons het 'n kamer. Ek hoop net dit is te klein nie. Ag nee, wat ek wil maar net eintlik 'n bed hê. Dis goed. Simon, kom haal die dames se tasse. Dankie. O, dis beslis nie te klein nie. Ek sal baie tuis voel hier. Dankie mevrou Roux. Oes, noem my sommer Lisa. Dankie Lisa. Pak so lank uit. Ek gaan vir ons tee maak. Dankie. En ja, gaan ek uit as hy lastig is. O, Annetjie, hang jy so langs aan die jas op asseblief. Waar staan die skoene? O, ja, die skoene. Daar, Annetjie, 3 paar skoene. 35 sent. 35? 6 maal 5 is 30. Ag, jammer tannie, dis 30 sent. 30 sent, dis beter. Wat van 'n stukkie sjokolade, Annetjie? Nou, tannie. Die speel so mooi vir jou. Dis nou oupa, tannie. Jou oupa. Ja, tannie, ek het geluister by sy venster. Ek luister altyd daar. En jou vader speel baie mooi vir jou. Sy musiek en sy studente is vir hom alles. My oupa is die heel beste musiekmaker in die hele wêreld. En ek leer klavier. Haar oupa help haar. Ek het aan die ene uit by oupa se venster gaan luister. Dit was mooi. Is hy nie baie eensaam nie? Omdat hy blind is? Nee. Nee, sy wêreld bestaan nie net uit 4 mure nie. Dis 'n lewe ryk gemaak deur sy eie verbeelding. 'n Wêreld vol van die vreugde van musiek. Ek is bly hy is gelukkig. Ek dink in werklikheid is hy gelukkiger as ons. Ek was bang hy sou verander na mammie se dood, maar sy gees het sterk gebly. Waar het hulle mekaar ontmoet? In Londen. Hulle het al 2 dae musiek studeer. So ja, nou is ek klaar met almal. Dis nou 30 sent wat tannie my skuld. Kalm jou, Annetjie. Nee, wag. 'n Arbeider is sy loon waardig. Hier, Annetjie. 10, 20, 30. Dankie, tannie. Kom ek het na die gemôre dieretuin toe. O, dankie vir die uitnodiging, Annetjie. Maar ek moet môre 'n ou skoolvriendin van my gaan opsoek.
Maar als je mami toestemt, dan ga je samen met mij. Kan ik maar, mami, kan ik maar? Wel, als je ziet is. Oh, dank u, mami. Vina, darling. How lovely to see you after all this time. Let me look at you. You look marvelous. It's good to see you again, Clara. Thank you, Vina. And who's this little girl? Annikie Roep. Annikie. Hello, Annikie. Kom, gaan speel beter, hè? Maar moenie met bloemen pluk nie, hoor? All right. Vina, hou je van my interior decorating? It's psychedelic, my darling. Oh. I was mad for it at the moment, but now it gives me a headache. You know, I phoned these people who did the interior decorating and I said, listen, you'll have to pay my doctor's bills for me. This alles yellow sculpt. Oh, these ghastly colors. It drives me crazy. Holly, you know, really, they should have known. Me, a person like myself, and in such a delicate state of health. But I'm suing them, Vina. My lawyer's taken the matter up. After all, I have to keep him busy. That's what I pay him for. Come on, baby. You go home now. It was awful, Vina. I didn't sleep for 3 nights. I nearly cried my eyes out. Was bijna van my sinne af. I had the doctor in 3 times daily. And then, can you imagine, darling, I was just getting over the shock of that, and then you know what happened? This famous Picasso. Well, you know how it is, Vina. I turned round to say hello to a friend. In those few minutes, sold. And who do you think bought it? My next-door neighbor, size 40. Come, Vina, let's have a drink. And to crown it all, Vina, she invited me to a party. And when I got there, she had on this self-rock, self-clear. But red is not her color, darling. With those huge thighs and those enormous boobies. She looked like a battleship in full sail. That's quite right, Polly. But I'm going to sue that shop, Vina. Can you imagine? I paid a top model price. Oh, it was an agony all night. So you see, Vina, huh? This is life. Nothing but worries, 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 day after day. Worries, worries, worries. Jy het my slim groot. Dis daar 'n snaakse kamer hier. Shame, poor child. Ja, but maar eet dit beter. Je zal hier most. Yes, never mind about the parrot, darling. Go and play. So that's life. How's things been with you, Vina? Oh, I'm fine, thank you. Just imagine coming to Johannesburg and not staying with me. I've got 6 rooms empty. My husband's overseas again. Where is that child? Oh, Vina, I've got so many valuables lying around. Come, let's go and find her. I do hope she hasn't broken anything. Oh, there she is. And look what she's doing. Throwing things into my beautiful new clean swimming pool. Annikie! 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 Stop throwing that filthy newspaper in my swimming pool. Dis maar net bootjies, Danny. I don't care. Oh, Vina, you should see my new bikini. I wanted to have a dip, but what time is it? Oh, time for my pills. Pills? Tranquilizers. Is that really a must? I can't live without them. My husband's overseas again. You should have gone with him. Someone else did. Oh, Vina, I'm so unhappy. My 3rd marriage is also on the rocks. Fred wants a divorce. Well, he can have it. But he'll have to pay. That's the only thing that will make it worthwhile. Money can't buy happiness.
Clara, do you still remember Andre? Andre? Andre who? Andre Swanepoel. Oh, Andre. Do I remember him? My old love of so long ago. I should have married him, Vina. He would have made me happy. Then why didn't you? He walked out on me. To this day, I shall never know why. We were engaged and everything. After his studies abroad, we were going to get married. I never saw him again. God, Vina, I was bitter. I married my first husband to spite Andre. He just left me without any explanation. I'll never understand it. Would you like to see Andre again? See him? Where is he? Yeah? In town? Maybe that'll give you an answer. After all these years? After he walked out on me? Oh, it's all too sudden. Maybe he can give you the reason why. I'll let you know tomorrow. I must think it over. Come with me today. Oh, I don't think I have anything suitable to wear. Of course you have. But, Lena, what color scheme shall I wear? And what about my hairstyling? I want to look stunning. Lena, shall I? What do you think? Shall I wear a mini or a maxi? Come. Ken jullie mij van? But of course, we were at university together. Maar ik versta niet. Waarom heb Nee, dat mag ze zien. Ja. Ik zal later vertellen. But where is Andre? Dus hij weer daar spelen. Lisa? Ja, papi. Luister, ik heb een nieuwe verwerking geschreven en wil graag weten wat je daarvan denkt. Goed, papi. Speel maar. Ons luister graag. Lisa, is hier nog iemand in die kombuis? Ja, papi. Hier is mevrouw Duplessis. Ze heeft de kamer van ons gehuurd. Dank u, meneer Swanepoel. Wanneer ik morgen verder ga, zal ik een mooie muziek met mij samen nemen. Dank u, mevrouw. Maar die stem, ik ken die stem. Het ons niet voorheen ontmoet, nie? Nee, ik geloof niet. Jammer. Maar voor een ogenblik het die stem mij teruggevoerd naar mijn universiteitsjaren. Naar twee vriendinnen. Wena en Clara. Meneer Swanepoel. Noem mij Andre. Andre? Andre, mag ik vragen... Hoe ik blind geworden? Ja.
Wie stuur julle? Ek het 'n oorseese beurs gehad en ek het die meisie aan wie ek verloof was Klade gevra om te wag. En het sy nie? Ek glo nie. Maar dit is nie haar skuld nie. In Londen was ek in 'n motorongeluk en het ek my gesig verloor. Ek het verkies om haar nie te laat weet nie. Miskien sou dit nie vir haar saak gemaak het nie. Vir haar sou dit. Vir my ander vriende moontlik nie. Ons vriendskap kon tot iets groters ontwikkel het. Tog is jy met iemand anders getroud. Blindheid is moeilik om alleen te aanvaar. En met afstand kwyn ons sekere belofte. Dis waar. Maar papi... Miskien was papi verkeerd omtrent Klade. Miskien moes papi al laat weet het. Klade, die sprankelende beeldskone meisie. Nee, sy sou nooit met 'n blinde gelukkig gewees het nie. Sy het almal net verbeel sy het my lief. Sy was te lief vir haarself. En te blind vir 'n ander se hartseer. Ek wonder of sy gelukkig is. Sy het altyd geluk nagejaag. En ek twyfel of sy dit ooit gevind het. Maar verskoon my asseblief. My studente wag. Tot ziens, mevrouw Duplessis. Nou verstaan ek. Danny, weet jy wie van alweer gaan my Wanda speel? He was right then. Jammer, Claude. Dit het ek nie bedoel nie. Ek wou jou nie seermaak nie. Ek wou jou net wys hoe anders Andre se drome verwesenlik is. En hoe hy hom tog daarmee versoen het. Menoni Murili esni. Daba Rili, en die dibine Johnny Boraya. Ek dacht dis die slang. Murili, jy moenie vir Poppy so skrik maak nie. Ek het jou geroep, het jy nie gehoor nie? Nee, Nonna Iris. Is jy klaar hierso? Ja, Nonna. Ek het net die baba se wasgoed vir Poppy gebring. Ag, Murili, kom help tog met Roosapie. Sy wil nie slaap nie. Nonna, ek is bang. Die slange. Hulle is baie op die plaas. Gister daar was weer 2 daar by ons huis. Ja, Poppy, ek het gehoor. As baas Johan terugkom, dan sal ons 'n plan maak. Hoe kom Nonna Fanny vir ou Bas Willem te kom help nie? Ja, Poppy. Miskien sal ek. Dankie, Nonna. Shogondilo te lava benda pala pala yo lila chibumbu yo 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 Shogondilo te bachiamba bari musazi uyu mubi yo 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 yo
Ambiba, mwana kulila, una murero nori mwana osalili, ukwela ngozini, ambiba. Siga tumurume, afe. Tumburiaria he. Chechelesani muri. Jani nowa he yo fao, ya tsaji. Niwe itanga yo mutala, unova hange matakanani. Unotebela ho musazi wapo. Uri, eti no, utotebela ho mutala. Tasuka tamuruma, afa. Morelli, vat die dooie vrou slang. Hy stank nog soos die een wat lewe. Maak spore wat gaan by Poppy. Die man slang sal by haar gaan en doodmaak. Dan jou kennis sal nie meer doodgaan. Baladama. Poppy, tena chitotaka. Ativilaile nangu msaji wanga mredi. Mafumu, atakatisa mbilu yanga. Msaji wanga mredi vadi hamba ngamanda. Johannes, mafumu, atakata umbilu yanga. Vadi hamba ngamanda. Johannes, pas op vir jou vrou Morelli. Toch jy het van my vergeet, Morelli. Is iets verkeerd? Dit moet swaar wees as jou kinders doodgaan, Morelli. Ek sal met my dokter praat, Morelli. Hy sal jou help. Dis die derde meesekind, my nonna. Ek is bang. Bang? Waarvoor, Morelli? John is my man. Hy sal my wegjag. Hy sal die ander vrou vat. Baie kinders, baie lobola. Johannes? Ach nee, Morelli. Ja, my nonna. Daar is die ander vrou. Môre, boytjie. Môre, missus. Waar is die baas? Die baas is daar onder. En die missies? Ek weet nie van die missus. Waar jy nou weer, Daniel? Nee, dis nie Daniel nie. Wenna! En waar kom jy vandaan, so uit die blou tyd? Ons het lank nie van jou gehoor nie. Dit is goed om jou weer te sien, Willem. Ja, ek moet erken, ek het julle vreeslik afgeskep. Maar Susan was ook maar lui om te skrywe. Waar is sy? Ek brand om haar te sien. Willem, wat is dit verkeerd? Waar is Susan? Het jy nie geweet nie? Nee. Jy bedoel sy's... Wanneer? 3 maande gelede. Jammer. Ek het nog af haar persentjie gebring. Ons huis toe. En Willem, woon jy nou alleen hier? Ja, En jou dochter Iris en haar man Johan, boer hulle nog op die plaas hierlangs? ja. Sedert Susan se dood het ek nog skaars vir Iris gesien. Maar waarom? Nou het julle meer nodig as ooit. Ag, Wene, dis asof sy weet. Wat weet? Elke slag as sy na my kyk dan, is dit asof sy wil sê, Papi, hoekom het jy dit gedoen? Maar wat gedoen? Dit is so moeilik, Wene. Susan het die afgelope 6 maande baie verander.
Omdat sy besef het dat sy nie meer lank het om te lewe nie, het sy begin skilder, sonder ophou. Arme Susan. Moenie dit sê nie. Die laaste ding wat sy wou gehad het, is simpatie. Rooi en blou en groen verfkwaste het oral rondgelê. Gewoonlik het sy blomstudies geskilder, met die uitsondering van die laaste ene. Dit was 'n skildery van Iris se baba. Slaap nou. Ambabi, slaap baba, slaap. Ambabi. Hoe laat so 'n kat vir mamma skrik, jong? Noah! 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 Solomon, sê my, wat 'n slang was dit? Jy is baie gelukkig om die Domba-dans te kan sien. Min mense het die voorreg om die seremonie te kan bywoon. Dan jy vir Abraham vertel hoe ons moet ry. Die slang is vir hulle die simbool van vrugbaarheid. Daarom dans hulle die besondere dans. Solomon, man, jy moes nie so hardloop met nie. Waar bly Morelli tog, Morelli? Dankie, Morelli. Kom so. Al die ampules is gebreek. Morelli het jy laat val. Wat maak ons nou? Ek gaan ou was Willem bel. Sê jy so lank die wond, Johannes. Ons kan nog nader stap, Jana. Kom. Na die dans wat die inisiasieplegtigheid afsluit, is hulle nie meer jong meisies nie, kan hulle trou en moeders word. Poppy, kom hier. En toe, wat maak jy hier? Hoekom is jy nie meer by Bas Johan op die plaas nie? Nee, Bas Willem. Ek wil nie meer daar werk nie. Hoekom nie? Bas, die tuberculose is by die plaas. Waarvan praat jy? Daar's groot moeilikheid by die plaas. Wat so moeilikheid? Solomon. Solomon is dood. Dood? Die slang. Die slang het hom doodgeblik. Die slang is baie ontees. Maar kon julle nie iets vir hom doen nie? Wat het Bas Johan gesê? Hy is weg. By die Johannesburg. Was hier is alleen. Waarom het jy dadelik so? Dan gaan die kind jou nodig. Willem. Ja, kom ons ry. Kom, Abraham. En met al die ampules gebreek, ek kon toe niks doen nie. En Johan, hy kom oormôre eers terug. Maar al die slange so skielik. Ek verstaan dit nie. Maar dat hulle mense aanval. Ja, maar dis wat so ontstellend is. Jy kon my vroeër laat weet dit hier is. Ek wou. Het jou mami al hierdie geskilder? Ja, tannie Wene.
En een van die baba? In die slaapkamer. Tannie kan gaan kyk. O, dankie. Ek sal nie die ouetjie wakker maak nie. Het is goed om Mamy se vriendin weer te sien. Ja. Wat kan ek nog sê, Iris? Alles is toch voorbij. Ek probeer verstaan, papi. Dis al wat ek vra, my kind. Ja, Susan. Nou besef ek hoe anders die werklikheid is. Altyd 'n afskeid. 'n onvoltooide reis. Willem, gauw. Slang by die kind. Willem. Morelli, kom help. Kijk eens, 'n slang by die kind. Wanneer volando non msatsu movie. Teza kakeza ni kabralo. Oh. Wala baba koloro. Die dooie slang, Marilie? Die toerdokter het vir Marilie die dooie wyfieslang gegee om die mannetjies aan te lok. Mannetjies aan te lok? Ja. Sien, die wyfies skei 'n stof af gedurende hulle paringstyd wat aan hulle bly kleef selfs 'n paar dae na hulle dood. En dit maak die mannetjies baie meer aggressief. Nou maar, waarom het Marilie dan so iets gedoen? Om spore te lê na Poppy toe. Sy glo dat Poppy haar getoer het sodat al haar kinders doodgebore word. En Johannes dus rede het om haar te verlaat. Oh, so die arme Marilie het dus in haar eie stryk getrap. Presies. Dankie. Ja, dankie. Bietjie sherry. Sal lekker wees. Dankie. Terloops, Wena, ek wou jou nog bedank. As dit nie vir jou was nie, was klein Rosa nou dood. Ag, Willem. Moet my nie bedank nie. Jy weet, ek glo dit was net 'n bestuuring dat ek juis op daardie tydstip na Susan se skildery van die baba gaan kyk het. Ja. Kom ons sit op die stoep. Het is moeilik om te verduidelik. Susan het haar in die laaste tyd toegesluit in 'n wêreld van haar eie. En ek het hom welkom gevoel. En toe het ek iemand anders ontmoet. En nou? Is verby. Was dit die stremming met Iris? Ek voel asof ek iets van myself verloor het. Net jy alleen kan dit weer kry. Jy weet, Willem, op hierdie reis het een ding vir my baie duidelik geword. Eenling is die mens gebore. En eensaam sal jy gaan. Ja.